More
Goeiemôre gemeente en welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se diens. Dit is so lekker om almal van julle te sien hier onder, julle daar bo. Onthou julle moet soetfees daar bo, ek hou julle dop hier van onder af, né? Ons sê mos altyd die lekker goed brigade daarvoor en ek weet as ek wil kyk of ek goed preek of nie, moet ek kyk of hulle sweets eet. Want as hulle sweets eet beteken dit hulle bly nie wakker nie. So liewe gemeentevriende, nie op 'n lig, dis 'n ligternoot, maar welkom vir elkeen van julle vanoggend en mag vanoggend 'n baie spesiale ontmoetingsgeleentheid vir elkeen van ons met die Here wees dan ook. My gebed is dat julle vandag iets sal beleef waar die Here deur sy woord met elkeen van ons kom praat oor 'n onderwerp wat ek weet 'n baie belangrike en baie aktuele onderwerp is vir die tyd waarin ons lewe en veral ook vir ons eie gemeenskap hier waar ons is. Mag die Here vandag 'n besondere ontmoeting met elke een van ons hê. Liewe gemeente, ek gaan nie al die familienuus vir ons uitlig nie, ek wil net so 'n paar hoogtepunte en 'n paar mooi dinge wat in die gemeente aan die gebeur is ook met julle deel. In die eerste plek het ons 'n paar baie spesiale verjaarsdae wat ek dit eers voor geluk wil sê en julle moet asseblief julle hande vir my opsteek dat ek kan sien waar julle is. Tiens van 'n Mest. Steek die hand op. Hier, waar? Daar agter. Oom Tiens. Julle gaan my laat oefen vanoggend lyk dit my. Op die 22ste Mei, as ek net hier kan uitkom. Wimpie met jou pens intrek ou vriend. Dan tiens op die 22ste 82 geseënde lewensjare. Baie geluk met daardie verjaarsdag. Ons gaan nou sommer so almal saam vir oom hulle ook 'n gebed sing. Dan tannie Christina, wait, waar is jy? Hierso. Tannie met daarmee 'n paar tree gespaar tannie, hoor. Op die 23ste Mei tannie, baie geluk met tannie se 83ste verjaarsdag. Mag dit 'n baie spesiale dag wees vir tannie dan ook. Dan oom Ben Viljoen. Jy sien oom Ben, ek het geweet oom Ben gaan my nou laat stap. Hier kom ek nou hierdie kant toe. Oom Ben, dink hom ek het die oefening nodig. Oom Ben, 18de Mei, baie geluk met oom se 80ste verjaarsdag. Mag dit 'n baie spesiale dag vir oom saam met oom se geliefdes wees, hoor. Ons sê. En dan oom Andrew. Hierso sit hy hier voor my op sy gewone gebruikelike plek. Oom Andrew, baie geluk met oom se verjaarsdag op die 21ste Mei, 88 lewensjare. Nou kan oom nie meer die datums omry nie, 88 bly 88, maar baie geluk met oom se verjaarsdag. Baie seën vir hom. Liewe gemeente, vriende, so wat ons gebruik dan ook is, kom ons sing die Here se seën oor hierdie baie spesiale verjaarsdag. Laat hierdie seën kom down, in sy Sion overstaan, van de vreemde geskied, wat 'n wonderlike voorreg om ook so in hierdie spesiale dag as 'n geloofsfamilie te deel dan ook. Liewe gemeente, gister het daar iets baie spesiaals en moois gebeur wat my hart opgewonde maak. As julle sien, hier sit vandag mense langs julle en hulle is besig om in hulle handjies te vryf. Kan julle sien daar's blaas op daardie hande van hoe hulle gewerk het hier in ons parkeerarea hier langsaan. Hier was 'n klomp mense wat opgedaag het en hierdie area skoon gemaak het. Ek glo julle sal sien dit lyk al baie beter as wat dit gelyk het voordat ons begin het. En dit was, ek kan vir julle sê, hulle het die laastes van hulle so net voor 12 uur die middag klaar gemaak. So vir elke persoon wat opgedaag het en kom help het, of jy nou vir 'n uur of vir 3 uur of tot die einde toe hier was, baie dankie vir elke een van julle. Want op so 'n manier maak ons as 'n geloofsfamilie ook 'n verskil in ons gemeenskap dan ook. Ek kan vir julle sê, daar het mense later hier verbygery, mense kom foto's neem, die boodskap het versprei na verskillende dele toe van hoe mooi hierdie area nou lyk. So baie dankie vir ieder en elk van julle wat kom help het om ons parkeerarea weer vir ons mooi netjies te maak dan ook. En dan liewe gemeente, die ander belangrike ding wat vir ons in hierdie maand natuurlik is bazaar. Baie dankie vir die reaksie wat ons al reeds gehad het. Dankie vir elke bazaar offer wat al gegee is. Dankie vir elke persoon wat aangebied het om te help. Vir al die mense wat al reeds besig is by die beplanning. Kyk, ek kan vir julle een ding sê, hier word al koekies gebak hier, nee, ons gaan koekies hê by die bazaar hierdie jaar. Ek het gister ook, en daar wil ek 'n uitnodiging met vrymoedigheid vir julle gee, want kyk, die bazaar is een van die groot fondsinsamelingspogings van ons as 'n gemeente,
En alhoewel geld nie alles is nie, kan die werk van die Here nie gedoen word sonder geld nie. So daarom is dit belangrik dat ons as 'n gemeente ook saamwerk as 'n gemeente met hierdie bazaar. So ek wil dankie sê, ons het gister 'n oproep gekry van iemand wat vir ons 'n kudu skenk wat vandag afgelewer sal word, en daarom vra ek met vrymoedigheid ook, al die jagters in die gemeente, as daar iemand is wat vir ons 'n vleisie kan skenk, wat ons ook op kan verwerk en op die bazaar kan verkoop, asseblief kontak my, elke bietjie help. Maar hierdie bazaar gaan 'n paar nuwe toevoegings wees. Ons gaan lewendige vermaak ook hê, wat Elise vir ons gehelp reël het, waar 'n paar kunstenaars hierdie dag vir ons kan kom sing, en so vir die Here werk geheel en al gratis verniet, want ons doen dit vir die Here. Ons gaan hierdie keer 'n bietjie vir al ons koffiesnops wat hier is, daar gaan lekker koffie ook wees, ek sal vir julle later daarvan vertel. Al ons gebruikelike eetgoedjies gaan hier wees en nog meer. So hierdie bazaar gaan regtig weer 'n baie besondere geleentheid dan ook wees. As jy nog nie jou naam opgegee het nie, kontak die sameroepers, sê vir hulle wanneer kan jy kom help. Hou die WhatsApp groep dop in hierdie weke wat kom, sodat ons meer inligting deurgee, en kom ons maak hierdie jaar se bazaar weer eens 'n baie spesiale geleentheid. 'n Manier waarop ons ook vir die Here dankie sê vir sy seën oor ons gemeente, maar ook 'n manier waarop ons as 'n gemeente vir ons gemeenskap iets bied wat vir hulle ook lekker is en weer 'n bietjie hoop gee in die tye waarin ons lewe dan ook. Mag die Here dit ryklik seën. Liewe gemeentevriende, ek wil vir ons vra dat daar waar ons sit, ons net so 'n paar oomblikke nou sal stil word. Die res van die familienuus kan jy lees, neem kennis van al die goedjies, terwyl ons praat van die bazaar, asseblief al ons sameroepers, môre aand 6:30 net ons laaste vergadering voor die groot bazaar. So asseblief neem kennis daarvan en kom ons kom môre aand by mekaar, net om al die laaste goedjies gou met mekaar te bespreek. Maar kom ons rig ons gedagtes en ons stel dit in op hierdie ontmoeting wat die Here vanoggend met jou wil hê. En dalk het jy al ingekom en die tema gesien en iets is al klaar in jou hart en jou gedagtes aan die gebeur, dan is dit ook goed so. Kom ons bring dit vanoggend se diens en alles na die Here toe en ons vra nou vir hom dat sy wil vanoggend sal geskied. Die Here ons God, U is die God van liefde. En Here, U sê vir ons, dat hy of sy wat nie lief het nie, het geen kennis van U nie, want U is liefde. Vanoggend wil ons vir U dankie sê, vir U liefde, waarvan niks of niemand ons kan skei nie. Vir U liefde wat elke dag vir ons nuut is. Vir U liefde wat elke dag vir ons genoeg is. Maar Here, in U is alles wat ons nodig het. Here, U oortref alles in waarde. En daar is niks of niemand wat vir ons meer beteken as U nie. Ja, Here Jesus, om U te ken, om kinders van U te mag wees, en om U te dien is die grootste voorreg in hierdie lewe. Daarom bid ons ook, Here, dat alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur, U naam sal verheerlik. Kom ontmoet ons in hierdie diens vanoggend, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, geloofsfamilie, ek groet elkeen van julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elke een van julle. Weet vanoggend dat die Here het jou op die naam geroep. Jy is syne. En vir jou het hy bitter lief. Amen. Ek wil op hierdie geleentheid vra dat al ons maatjies vir my sal vorentoe storm asseblief, al ons kinders, al ons maatjies. Ek wag vir julle, ek is hier vir julle. Ek kyk hierso wat hulle aankom, dit lyk soos die plaveisel daar by die pastorie, oral waar jy kyk kom as ek 'n mure by die gate uit, jong, en so sien ek hier loer ek oral waar julle kom, daar kom nog maatjies. Jesus, lekker baie van julle, dit maak my hart bly. Gaan papa se knieë hou. Onthou ons gaan nou kniel en bid, né? Hoe gaan dit met julle maatjies?
Gaan met julle baie goed? Sê gou vir my, wys my so, met wie van julle gaan dit baie goed? Ja, ek is bly om te sien, dit gaan baie goed, né? Ek wil gou vanoggend met julle ietsie gesels, wat baie belangrik is. En dis nie presies wat ons vandag in die groot kerk oor gaan gesels nie, maar dit is baie naby aan dieselfde. Kyk gou vir my hierso. Wat is hierdie? Is dit 'n narkie? Is julle seker? Hoe weet julle dis 'n narkie? Want hy is oranje en wat nog? En hy't skille. En hy's klein, soos die lemoenie nie, want 'n lemoen is bietjie groter as hierdie, nê? Is julle seker is 'n narkie? Okay, so julle sê want hy's oranje, ons kan sien is 'n narkie, nê? Ryk dit soos 'n narkie. Okay, so hy ryk ook soos 'n narkie. Kom ons kyk gou-gou of dit 'n narkie is en of aan die binnekant ook lyk soos 'n narkie. Moenie worry nie, ek gaan julle nie met die skille gooi nie, want ons mag nie mors nie. Ek gaan ook nou nie die hele narkie hier skil nie. Hoe lyk dit vir my? Lyk dit soos 'n narkie? Ja. Sien julle is 'n narkie? So hy lyk aan die binnekant ook soos 'n narkie. Nou wil ek gou vir julle 'n ander ding vra. Julle weet hierdie appel kan praat? Nee. Ja, hierdie appel kan praat. Hy praat vanoggend met my toe sê vir my, hy wil ook 'n narkie wees. Hy's 'n narkie. Is hierdie 'n narkie? Ja. Hy is 'n narkie. Hy sê dan hy's 'n narkie. Dis 'n appel, hy het skille en jy kan hom sny. Maar so hy skille en jy kan hom sny. Nee. En hy's baie kleiner as die narkie. Maar hy sê dan vir my hy's 'n narkie. Hy het vir my gesê dis 'n narkie. Is dit 'n appel? Okay, want hy lyk soos 'n appel, né? Nee? En aan die binnekant is hy 'n appel. Ja. Alright. Maatjies, hoekom vertel Dominee vir julle hierdie storie? Die Bybel sê vir ons dat om 'n kind van liewe Jesus te wees, moet mense kan sien jy's 'n kind van Jesus aan die binnekant. Want as jy aan die binnekant jou hartjie vir Jesus gegee het, dan gaan jy so lewe dat mense aan die buitekant kan sien jy's 'n kind van liewe Jesus. Die Bybel sê vir ons en liewe Jesus sê dat as daar iets is wat liewe Jesus se hart baie hartseer maak, is wanneer daar mense is wat sê hulle is Jesus se kinders, maar hulle hartjies wys dit nie. En hulle belewe wys dit ook nie. Hulle sê hulle is lief vir Jesus, maar as jy mens kyk hoe hulle lewe, dan kan jy mens dit eintlik nie sien nie. Daar's baie mense wat soos hierdie appel sê ek is 'n narkie, ek is 'n narkie, maar hy lyk eintlik soos 'n appel. Waar Jesus sê ek wil hê julle moenie net vir mense sê julle is lief vir Jesus nie. Ek wil hê julle moet so lewe dat mense dit kan sien dat julle lief is vir my. Soos hierdie narkie. Hy lyk soos 'n narkie en aan die binnekant is hy 'n narkie, so hy is 'n narkie. So Jesus sê vir ons, nie almal wat sê ek is Jesus se kind, is Jesus se kind nie. Jy moet kyk of hulle aan die binnekant ook Jesus se kind is. So, ons moet ons hartjies vir Jesus gee, sodat ons kan lewe op so 'n manier, dat ander mense kan sien ons is Jesus se kinders. En hoe gaan hulle dit sien? Wanneer ons lief is vir ander mense soos Jesus lief was vir hulle, wanneer ons bid en met Jesus gesels, wanneer ons Bybels lees, wanneer ons kerk toe kom, en wanneer ons goeie mense is wat omgee vir ander mense. Nee. So, nie almal wat sê hulle is Jesus se kinders, is Jesus se kinders. Hierdie appel kan nie sê hy's 'n narkie nie, hy's 'n appel. O, en julle is heeltemal reg, die appel kan nie regtig praat nie, hoor, dit was sommer net 'n storie wat ek vertel het. Ek het gesien dat ek sê hierdie appel kan praat, dan gaan julle, hè? Hierdie appel kan nie regtig praat nie, maar hierdie appel is nie 'n narkie nie. Hierdie is 'n narkie. En Dominee wil vandag vir julle vra, is julle Jesus se kinders? Ja. Is julle lief vir Jesus? Ja. Gaan julle dan gehoorsaam wees? Ja. Aan Jesus? Ja. En aan pappa en mamma? Ja. Nee, en aan julle juffrouens? Ja. Gaan julle lief wees vir ander mense? Ja. Okay. Sodat ander mense kan sien julle is Jesus se kinders, nie? Kom ons staan op ons knieë en ons gaan ons handjies vou en ons oogies toemaak en dan gaan ons saam bid. Okay maatjies, julle gaan lekker hard saam bid met my, né? Liewe Jesus. Dankie. Dat U lief is vir ons. Jesus. Ons gee ons hartjies vir U. Help ons om so te lewe dat almal kan sien dat ons vir Jesus lief is. Help ons om net soos die narkie
buite en binne aan Jesus te behoort. Amen. Daar sê, julle kan nou lekker kinderkerk toe gaan, die res van julle kan eers weer by papa en mamma gaan sit. Ek sien, dis 'n mooi baadjie, peace, love and kind. Ek wil nie weet wat jy daar binne nie. Liewe gemeentevriende, terwyl hulle uitbeweeg na buite, met dankbare harte, kom ons dien die Here met ons offergawes. Vriende, ons kan so lank ter voorbereiding van die boodskap ons Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. Ek gaan nou wel vir ons vir die doeleindes van vanoggend se boodskap bietjie lees uit die 2020 vertaling uit, wat ons teen hierdie tyd nou al weet 'n direkte vertaling uit die Grieks uit is, maar jy kan in jou Bybels volg dan ook, maar die teksgedeelte sal op die skerm ook wees vir ons om daar te volg. Maar voordat ons wegspring en gesels oor hierdie tema van vanoggend, kom ons vra die Here se seën oor vanoggend se boodskap en dat hy ons sal help deur sy Heilige Gees om hierdie woorde te hoor wat hy vanoggend op sy hart het vir ons. Here, met harte wat gereed is om u woord te hoor, vra ons o Heilige Gees dat u nou ons ore sal spits, ons harte sal oopmaak, sodat ons elke woord sal hoor wat u vandag vir ons wil sê. En Here, ons bid dat hierdie woorde nie net woorde sal wees by die een oor in en die ander oor uit nie. Maar nee, Here, ons bid dat u woord vandag soos 'n saadjie geplant sal word in die grond van ons harte. En dat dit sal groei en sal vrug dra in ons lewens. Ja, Here, kom leer ons wat u wil is vir ons lewe. En help ons, o Heilige Gees, om dit te gaan doen soos u van ons vra. Praat, Here. Ons luister. Amen. Nou, liewe gemeentevriende, vanoggend se boodskap is 'n boodskap wat iets is wat baie na in my hart is. Iets wat vir my 'n baie relevante tema is, so wat julle as gemeente uit die aard van my persoonlike storie ook weet.
Maar 'n groot deel van vanoggend se boodskap en waarom ons op vanoggend se tema besluit het ook, is op grond van my belewenis in die bediening, van 'n geruime tyd al. Ek is nou nog nie so lank in die bediening nie, ek is so 14, amper 15 jaar wat ek nou dominee is, maar in die beradingsgevalle wat ek het, en veral ook vandat ek in hierdie gemeenskap hier is, terug is hier by my mense, my Hartsplek Dispatch, en die berading wat ek hier gedoen het ek al hoe meer bewus geraak van die dringendheid van hierdie tema. En gewoonlik is dit 'n tema wat 'n mens aanspreek deur 'n verrykingskursus aan te bied of 'n werkswinkel aan te bied, maar dan sien 'n mens gewoonlik ook juist die groepie mense wat wil nie sê nie die boodskap nodig het nie, want almal van ons het dit nodig. Maar daarom is dit ook so belangrik en die Here het dit op my hart gedruk dat ons vanoggend in hierdie diens met 'n boodskap wat van hier af uitgaan op sosiale media en ons YouTube kanale, maar ook van hier af in ons gemeente met elke aand se oordeenkings vir die week wat kom, in diepte gaan kyk na hierdie baie belangrike onderwerp. Van hoe lyk 'n geesvervulde huwelik? Julle as gemeente is bewus daarvan, as enigiemand wat nou al wat onlangs by ons as 'n gemeente aangesluit het, besoekers of nuwe intrekkers is, sal weet dat die huwelik is iets wat baie belangrik is. En wat die gebrokenheid daarvan vir ons die realiteit is, en die gebrokenheid daarvan het ek in my eie lewe ook al ervaar. Juist daarom is dit so 'n belangrike onderwerp. Juist daarom is dit vir my so dringende saak dat ons gesels oor hierdie. Want ek moet vir julle sê, ek het veral hierdie laaste 2 weke met beradingsgevalle gesit, wat ek vir julle moet sê vir my moeilik is om te hoor, moeilik is om te beleef, want dit is so ver verwyderd van wat 'n mens enigstens eers dink moontlik is. En definitief so ver verwyderd van wat God se ideaal en God se plan en God se droom vir die huwelik is. Ek weet ook vanoggend sit die mense in hierdie diens wat huwelike by het wat al mooi en gesond en wonderlik is vir jare en mense wat vir my kan sê, ons is al 30 jaar gelukkig getroud, ons is 40, 50, 60 jaar gelukkig getroud. Daarvoor prys ons die Here. Ons loof hom, dis die Here se plan, dis die Here se wil, dis hoe dit veronderstel is om te wees. Maar ek weet ook, hier sit baie mense vanoggend in hierdie diens wat op hierdie oomblik in 'n uiters gebroke, stikkende huwelik is. Ek weet ook, hier sit mense in die diens wat soos ek aan die ander kant is van 'n huwelik wat nie uitgewerk het soos wat dit moes nie, vir watter rede ook al. Hier sit ook mense in die diens vanoggend wat op die punt is om te wil trou. Julle huweliksdatum is dalk om die draai. Dalk sit iemand vanoggend wat drome het van trou. Hoe dit ook al sê, hierdie huwelikstema is belangrik en relevant vir elke een van ons. En wat interessant is, toe ek hierdie boodskap begin voorberei, ek het nogals met Lindy ook ingeklop die hele week en 'n bietjie dinge met haar geklankbord en alles en toe hier na die naweek se kant toe beleef ek so duidelik hoe die Here vir my sê, my Jaco, ek wil hier moet praat oor hierdie tema. Dit is 'n belangrike tema, maar soos wat jy voorberei het tot dusver, toe kom uit jou eie persoonlike ervaring en vanuit baie van jou eie persoonlike frustrasies met hierdie beradingsgevalle wat jy gedoen het. En ek wil hê ons moet hieroor gesels, maar ek wil jou herinner, moenie praat vanuit 'n menslike perspektief nie. Praat oor wat ek in my woord sê, van daarin lê die geheim. So vanoggend gaan nie 'n morele boodskap wees nie. Vanoggend gaan nie 'n motiveringspraatjie wees oor wat jou rol as man is en jou rol as vrou is en julle baie van hierdie in die week se oordeenkings gaan ons in meer diepte daaroor gesels. En dan gaan ons gesels en ons gaan prontuit gesels hierdie week, want ek dink julle moet asseblief vir my die ruimte gun en voor die tyd weet ook dit wat ons vir mekaar sê vanoggend en in die week wat kom. Al gaan dit partykeer reguit wees, kom regtig vanuit 'n plek van liefde en van 'n plek van God se Vaderhart. Want ek dink ons het 'n punt bereik waar 'n lyn in die sand getrek moet word en sê dit kan nie aanhou soos wat dit nou doen nie. En daarom is dit so belangrik dat ons vir mekaar vanoggend herinner uit God se woord uit wat God se wil en God se plan vir die huwelik is. Daar's 'n paar interessante statistieke wat eintlik nie interessant is, dit is skets eintlik 'n hartseer prentjie waarmee ek vanoggend wil begin. En ons weet die egskeidingssyfer vandag
raak al eintlik aan 50% van huwelike. 1 uit elke 2 huwelike se paadjies loop uit op skei. 40% van egskeidings vind plaas binne die eerste 10 jaar van die huwelik. Daarmee saam is daar 'n baie slegte tendens wat ons raak sien, wat iets verteenwoordig en iets uitbeeld van hoe ons as 'n samelewing dink oor die huwelik ook. En dit is dat daar sedert 2023 elke jaar 'n 10% verhoging in egskeidings is. 10%. Elke jaar. Julle, dis 'n geweldige inflasiekoers. Behalwe vir die egskeidingssyfer wat hoër raak, elke jaar, sedert verlede jaar, is daar 30% minder huwelike bevestig in die jaar wat verby is. Want mense raak al hoe meer skepties om te trou. Hulle wil nie meer trou nie. Ons vind eerder 'n plek om manier op saam te lewe en saam te bly, want hoekom? Want dan is dit die uitwerkie, dan het ons daarin probeer, dan het ons nou nie uit, dan het nou nie uitgewerk. Die 30% minder huwelike jaarliks wat bevestig word. En hierdie statistiek en hierdie tendense sê vir ons as 'n samelewing is besig om anders te begin dink oor die belangrikheid van die huwelik en oor die heiligheid van die huwelik. En ons begin al hoe meer dat ons lewens gevorm word volgens wêreldse standaarde en ideale, waar die eintlike ding wat my vandag gelukkig maak is, eintlik wil ek bietjie spasie hê om myself te wees. Ek wil vryheid hê om my eie doelwitte na te jaag. Ek wil dinge in die lewe bereik. En die hoogste ideaal vir mense is nie meer vandag om getroud te wees nie. Dis nie meer die hoogste ideaal van 'n persoon se lewe nie. En dit kan nie verder verwyderd wees van God se woord nie. Want julle sien, dis hoekom God die huwelik gemaak het. En ons lees in God se woord dat die huwelik nie net iets belangrik is vir God nie, dit is die fondasie van 'n hele samelewing en wêreld. God se plan vir 'n gesonde samelewing, vir 'n gesonde huisgesin, vir 'n gesonde gemeenskap, vir 'n gesonde wêreld is die huwelik. Want daar is geen ander band in hierdie lewe. En onthou, ons het 'n rukkie terug met Moedersdag en ons geweet met Vaders dat daar gesels dat my verhouding met my kinders verteenwoordig ook iets van God se verhouding met ons, maar daar is nêrens in die Bybel enige ander band wat soveel verteenwoordigend is van God se verhouding met ons as die huwelik nie. Daarom sê die Bybel, Jesus is die bruidegom en ons is die bruid. En die beeld wat gebruik word van God se verhouding met ons, reg deur die Bybel, is die van 'n huwelik. Wanneer mense afgode aanbid, dan sê God vir die mense, julle maak my hart seer. Want julle hardloop na ander afgode toe en julle het vergeet wie julle eintlike God is. Julle het vergeet wie is die een wat lief is vir julle. En dan sê die Here, ek eis onverdeelde trou aan my. En julle letterlik vertaal die Deuteronomium teks, dan sê God, ek is 'n besitlike God. My naam is besitlik. As ons uit die Hebreëus uit lees. Nou hierdie woordjie besitlik het nie die negatiewe konnotasie so wat ons dit verstaan nie. Dis nie daardie besitlikheid wat beteken jy het geen beweegruimte, jou vryheid word van jou gesteel of enige iets nie, maar dis God wat sê, ek is jou God. Hierso is 'n huwelik wat ontstaan tussen ons. Ek het 'n verhouding tot julle tot stand gebring en in hierdie verhouding eis ek onverdeelde trou aan my soos ek aan jou gedoen het. En dan word hierdie beeld van die huwelik reg deur die Bybel getrek as 'n verteenwoordiging van God se verhouding met ons. Lees saam met my Efesiërs hoofstuk 5. Ons lees daarvan vers 21 af. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here. Voordat ek verder lees, baie van hierdie woorde as ons huweliksbevestiging, huweliksberading ook doen, as sien ons baie van hierdie woorde, reaksies by ons uit, omdat ons dit verstaan vanuit ons konteks. Hoor mooi wat hier staan, want ek weet vir ons as vroue, as hierdie woord nou gelees word, as jy wees onderdanig aan jou mans, as baie vroue, nee, ek het al klaar afgeskakel. Hierdie onderdanigheid, ons is in 'n feministiese tydperk, ons dink aan vroueregte en ek sê onderdanig aan enige iemand nie. Lees wat staan daarna.
Wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Soos aan die Here. Dis nie dwang nie, dis nie slaaf nie, dit is nie vloerlap nie, dit is soos wat ek onderdanig is aan die Here. Soos wat ek die Here respekteer en eer en lief het, wees so onderdanig aan julle mans. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig en deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. In hierdie gedeelte praat Paulus en hy skryf oor hoe dit lyk om 'n geesvervulde huwelik te hê. En julle, wanneer ons in hierdie gedeelte gaan kyk, en weer eens in die week se oordeenking, sal ons kyk na verskillende aspekte van die huwelik, maar vanoggend wil ek 3 hooftemas uit hierdie teksgedeelte vir ons uitlig, wat ek glo vir ons die geheim is vir 'n geesvervulde huwelik. Maar as ek vanoggend vir julle as 'n gemeente wil vra, wat glo ons is God se wil vir die huwelik? Dink ek dat een van die antwoorde sal baie keer wees wat ons sê, God wil hê dat ons vir altyd getroud moet wees. En dit is so, maar dit is net 'n deel van die storie. Maar vriende, ons moet vandag baie mooi hoor, dat net soos wat, en maak nie saak wat die konteks daarvan is nie, maak nie saak wat die omstandighede daar rondom is nie, en wat ons in die week gaan hoor, maak nie saak ook wanneer dit gebeur as gevolg van die feit dat daar grondige redes is daarvoor nie, egskeiding is nooit God se wil nie. Dis iets waaruit God iets moois kan laat uitkom as dit gebeur, dat God kan iets ten goeie laat meewerk, en ons gaan in die week in die oordenkings hier en daar hoor, dat wanneer is daar omstandighede, wanneer dit onvermydelik is. Maar God se wil is dat ons getroud moet wees en ons belofte moet nakom. Maar net so min, soos wat egskeiding God se wil is, net so min is dit God se wil, dat ons vir altyd getroud is, maar ons is eintlik sielsongelukkig, maar ons is nou maar getroud, want ons het nou maar die Here beloof ons is getroud. Dis ook nie die Here se wil nie. Huwelike waarin ons gewoond geraak het aan ongelukkig wees, verby mekaar lewe, en vir alle praktiese doeleindes is daar nie meer 'n huwelik nie, behalwe vir ons belofte wat ons nou maar hou aan mekaar, want ons het beloof. Dis ook nie die Here se wil nie. Die Here se wil, die Here se droom, die Here se plan met huwelike, is dat huwelike 'n ruimte is, waar binne-in ek vir altyd, en in alle omstandighede, selfs al gaan ons deur storms in die lewe, gelukkig getroud is. En ons vergeet dit partykeer. God se droom is dat jy gelukkig moet wees in jou huwelik. En daarom is dit so belangrik dat ons moet weet wat God se ontwerp is vir die huwelik, sodat ons God kan eer en verheerlik in die manier waarin ons getroud is met mekaar. Ons het aan die begin het ons nou gehoor oor die statistieke wat 'n verdoemende prentjie skets oor die huwelike vandag, maar daar's 'n ander interessante statistiek wat ek met julle wil deel. Navorsing het bewys dat met al daardie egskeidingssyfers wat plaasvind, in getroude paartjies wat elke dag saam met mekaar bid,
Nie afsonderlik nie, saam met mekaar bid. Slegs 1% van daardie huwelike se paaie skei. 1%. Dis 'n bietjie 'n ander prentjie, is dit nie? Dit skets 'n bietjie 'n ander scenario. En die gemeentevriende, daarom hierdie 3 hoofpunte wat ons vanoggend gaan uitlig, glo ek is die geheim tot die geesvervulde huwelik. Want die rede waarom soveel huwelike vandag op die rotse loop, is omdat ons in ons huwelikslewe verval het in geestelike louheid. In geestelike middelmatigheid. En Christus is nie meer die fokus, die middelpunt van baie van ons persoonlike lewe, gesinne en huwelik nie. As jy en jou man en jou vrou nie gereeld saam bid nie, dan is Christus nie op hierdie stadium die fokus van julle huwelik nie, en dan kan julle nie die seën van die Here oor julle huwelik verwag nie. Want hierso is 3 dinge wat Paulus in hierdie gedeelte vir ons uitlig. In die eerste plek, die geheim van 'n geesvervulde huwelik word vir ons gegee in die woorde vir Christus. Ons gaan vandag gesels net oor dit, vir Christus, soos Christus en deur Christus. En die eerste ding wat ek en jy moet onthou van 'n huwelik is ons doen dit, ons beloof dit, ons is lief vir mekaar vir Christus. Paulus begin hierdie gedeelte deur vir ons te sê, wees onderdanig aan mekaar. Nog voordat hy praat oor vrou wees onderdanig aan jou man, en man, jy moet sê, Paulus, wees aan mekaar onderdanig. Hoekom? Uit eerbied vir Christus. Want hoe jy jou maat liefhet, is 'n getuienis oor jou liefde vir God. Want vriende, so wat ek in die uitnodiging na vanoggend se diens gesê het, moet ons een ding vanoggend asseblief vir eens en vir altyd hoor. Dat 'n huwelik gaan nie oor Hollywood liefde nie. Dis nie boy meets girl en ouetjie raak lief vir meisie en is vlindertjies in die maagie en ek dink jy's baie oulik en ek hou van jou kuite en hy het oulike boutjies en ons hou so nou en dan van lekker saam kuier. Jy weet wat ek dink, hierdie is die mens met wie ek die res van my lewe wil deel. Kom ons gee dit 'n try. Kom ons kyk hoe gaan dit. Dis nie wat 'n huwelik is nie. 'n Huwelik is ook nie 'n belofte wat jy maak nie. Meneer Jaco, hoe bedoel jy dan nou? Ons sê dan ek beloof, nee. 'n Huwelik is 'n verbond wat jy sluit met iemand anders. 'n Belofte is iets wat mense teenoor mekaar doen. 'n Huwelik is 'n verbond, dis 'n covenant wat jy sluit met iemand anderste. En waar kry ons hierdie woord verbond? Toe God aan Abraham verskyn het, vir Abraham gesê het, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en hulle nageslagte. Ek sal jou God wees en julle sal my kinders wees. Wanneer jy 'n huweliksbelofte aflê teenoor 'n persoon wat die Here op jou pad gestuur het, is dit 'n verbond wat jy sluit tot eer van Christus. Om te sê, in hierdie verhouding gaan ons mekaar lief hê, nie soos die wêreld ons leer nie, maar soos wat Christus ons geleer het. Vir al ons manne wat vanoggend in hierdie diens sit, of jy getroud is, of van plan is om getrou, jy het nie beloof om 'n goeie man vir jou vrou te wees nie. Dit is nie wat die Bybel vir ons oor die huwelik sê nie. Jy het beloof om vir haar 'n godsman te wees. Wat beteken, jy word die instrument van Christus se liefde in haar lewe. Dit beteken, jy het haar lief soos Christus haar lief het. Dit beteken dat die man het sy vrou lief soos Christus die kerk lief het. En as Paulus hier sê, die man is die hoof van die vrou, ons manne hak partykeer bietjie daar vas. Want ons hou daarvan, vir al ons Afrikaanse kultuur, né? Die man is die hoof van die vrou. Met ander woorde, die man is die hoof van die huisgesin. Nee, die man is nie. Christus is die hoof van die huisgesin. Christus is die hoof van die huwelik. Jesus is die hoof van my gesin en my huwelik. En ek as man beloof om my lewe neer te lê soos Christus syne vir my neergelê het. Om my vrou en my kinders te dien, soos wat Christus my gedien het. Die man is die hoof van die vrou, sê Paulus, soos Christus die hoof van die kerk is. En wat het Christus gedoen?
Hy het sy lewe daarvoor gegee. Dis nie 'n baasliefde nie. Dit is nie as jy uit lynheid is, gaan ek jou terug in lyn en bring nie. Dit is ek het jou lief, soos Christus vir my die voorbeeld stel. As man is jy die instrument van Jesus se liefde in jou vrou en jou kinders se lewe. Vir die vrou is dit net so. Paulus sê vrouens moet hulle man eerbiedig soos aan Christus. Dit beteken ook nie ek het 'n belofte gemaak om 'n goeie vrou te wees nie. Dit beteken ek het 'n belofte gemaak, 'n verbond gesluit om 'n instrument van God se liefde in my man en my kinders se lewe te wees. Om my man lief te hê op so 'n manier dat hy ook elke dag hom sien deur God se oë, soos wat hy dit deur my liefde vir hom beleef. Julle sien vriende, dit gaan oor baie meer as net die liefde tussen 'n man en 'n vrou, wat ons almal weet en die syfers getuig daarvan, dat aardse liefde, daardie liefde wat 'n emosie is, kom en gaan binne in 'n oomblik. En ons almal weet hoe dit voel. Jy kan nou smoor verlief vanoggend in hierdie kerk sit. Ek beloof jy, as daar 'n situasie oor jou lewe kom, wat 'n groot krisis is wat jy moet deurwerk, gaan jy in daai oomblik nie baie lief voel nie. Dis hoekom baie van ons partykeer humoristies sê, weet jy wat, ek gaan altyd lief wees vir jou, maar ek hou nie nou baie van jou nie. Maar die oomblik wanneer liefde nie iets dieper is nie, die oomblik wanneer liefde net 'n emosie is, weet julle wat bepaal emosie alles? Alles. Jou omstandighede beïnvloed emosie, jou hormone affekteer emosie. So as jy besluite maak op grond van hoe jy voel, betree jy gevaarlike grond. Dis hoekom as die Bybel sê jy moet lief hê soos God lief het, word die woordjie agape gebruik, want agape is 'n wilsbesluit. Dit is 'n ek maak die besluit om jou lief te hê. Ek kies om jou lief te hê en ek kies jou en ons verhouding elke enkele dag. Maar tot eer van Christus. Vir Christus. Julle sien vriende, ons moet hierdie baie hard en duidelik hoor vanoggend, want ons is so geneig om so logies te redeneer vandag. Dat ons dink, dat ons verstaan, weet jy wat, die tye is nou maar besig om te gebeur, en weet jy wat, daar is al hoe meer huwelike wat nie werk nie, maar ons maak dit so af as niks, so amper asof ons dit logies kan verstaan. Julle, dis 'n geestelike aanslag van die bose. Dis 'n Satan se aanslag op die een instelling wat hy weet die grootste getuienis in hierdie wêreld is van wie God is. Waar is daar 'n groter bewys van God se liefde as twee mense wat vir mekaar beloof dat ek jou sal lief hê deur goeie en deur slegte tye? Dat ek sal goed wees vir jou, dat ek getrou sal wees aan jou deur alle seisoene van die lewe. Dit is 'n getuienis aan die wêreld daar buite van wie ons God is. En gelukkige huwelike verseker, en onthou gelukkige huwelike is gelukkige, geesvervulde, Godvreesende huwelike, verseker dat kinders groot raak in 'n huisgesin waar hulle liefde beleef, waar hulle God leer ken en self ook volgelinge van Jesus word en dit oordra van een generasie tot 'n ander. So wat is die beste beginplek vir die Satan? Breek die huwelik. Want as ek die huwelik kan breek, veroorsaak dit stikkindheid in kinders se lewe. Veroorsaak dit dat daardie kinders self stoei met dinge en ook dikwels vra waar is die Here? Of hulle enigstens die Here ken. En so spoel dit oor na ons samelewing toe. Julle, ek vra vir julle, is dit per toeval dat ons lewe in 'n wêreld waarin ons sukkel met die uitdagings waarmee ons sukkel en dat dit terloop saamloop met 'n groeiende egskeidingssyfer en gesinne wat uitmekaar uitspat? Per toeval? Nee. En ons kan nie langer dit net afmaak, dis nou maar hoe die lewe werk. Jy weet jy wat, die huwelik is maar iets wat al hoe meer stelselmatig besig om te verander. Ons dink vandag anders daaroor. Ons mag nie toelaat dat ons met daardie leuns mislei word nie, want die huwelik is vandag nog steeds vir God belangrik en is nog steeds vandag die bousteen van jou geluk, van jou gesin se geluk en van ons wêreld en samelewing. En die manier hoe ons mekaar liefhet is 'n getuienis aan die wêreld. Dis 'n getuienis oor wie God is. Sodat mense kan sien, weet jy wat, hierdie mense, ons ken hulle storie, hulle het al klippe gekou saam met mekaar, nê? Maar dit is so 'n mooi verhouding. En hy's so goed vir haar. En sy's so goed vir hom. Hy praat so mooi met haar. Sy kyk altyd so mooi na hom.
Hulle kinders lyk so gelukkig. Wat maak hulle verhouding anders as ander? Nee, ons weet. Hulle is kinders van die Here. Die Here is die fondasie van daardie huwelik. Julle, dit gaan nie net oor my en jou nie. Dit gaan nie net oor jou geluk nie. Dit gaan nie net oor jou begeertes en jou wense en wat jy nodig het nie. As 'n kind van die Here lewe ons nie vir ons eie naam nie, ons lewe vir Christus se naam. Daarom wanneer ek 'n belofte maak, 'n verbond sluit, sê Paulus, is dit vir Christus, tot sy eer. As jy mens daaraan dink, vriende, ek wil vir elke man wat vanoggend in hierdie gebou is, wat of getroud is, of in 'n verhouding staan met 'n vrou, vra dat jy nou langs jou sal kyk na daardie persoon. En weet dat daardie persoon vir God so kosbaar is, dat hy sy seun vir haar aan 'n kruis laat sterf het. En hy leen haar vir jou, en hy sê, pas haar op. Wees die instrument van my liefde in haar lewe. Vrouens, daai man wat langs jou sit, Jesus het vir hom aan die kruis gesterf. En God leen hom vir jou, en sê, pas hom op. Dit gaan oor Christus. Vir Christus, soos Christus. Ons moet mekaar lief hê, soos Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Soos Christus ons lief gehad het, so moet ons mekaar lief hê. Een van die gedeeltes wat paartjies baie daarvan hou om te lees tydens troues is 1 Korintiërs 13, hè. Dit val so maklik so lekker op die oor, hè. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is goedhartig, soek nie sy eie belang nie. En dis 'n pragtige gedeelte om te lees by 'n troue. En dit is eintlik 'n wonderlike gedeelte om te lees by 'n troue, want weet julle hoekom? Weet ons waaroor gaan daardie gedeelte? Dit gaan oor die gawes van die Gees. En dan sê Paulus, kom ek vertel vir julle wat die grootste gawe van die Gees is. En dit is liefde. En vriende, ek wil vir jou uitdaag as jy by die huis kom, gaan lees vir 1 Korintiërs 13, maar in plaas van liefde, sit die Heilige Gees se naam daarin. Want as dit die gawe van die Gees is, dan is dit wie die Heilige Gees is. En ewe skielik lees ons, die Gees is geduldig. Die Heilige Gees is vriendelik. Die Heilige Gees soek nie sy eie belang nie. Die Heilige Gees hou nie boek van die kwaad nie. En dan is die opdrag, soos hy ons liefhet, moet ons mekaar lief hê. Vriende, ek kan hierdie nie duideliker sien nie. Wanneer ons liefhet soos Jesus, dan sal my woorde Jesus se woorde wees. Dan sal my manier van vat Jesus se wees. Dan sal my manier van getrou wees Jesus se wees. Jesus kraak nie af met woorde nie. Jesus sê nie sleg nie. Jesus beswadder nie. Jesus lig definitief nie sy hand om ons in lyn te bring wanneer ons nie doen wat van ons gesê word om te doen nie. Jesus loop definitief nie rond nie. Wees lief soos Jesus. Dien jou vrou soos Jesus. Wees lief vir jou man soos Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Want Here, daarin is die geheim. Wat dink jy daaraan? Het jy al ooit gehoor die volgende woorde van iemand? Weet jy wat, my man het my regtig lief soos Jesus. Weet jy wat, hy praat altyd so met soveel liefde van my. En as hy aan my vashou, nee, dan voel ek die liefde deur sy arms. En weet jy wat, hy stap altyd die ekstra myl om daar te wees vir my, wanneer hy sien ek trek swaar en ek is oorlaai. En hy is so goed vir ons kinders. En weet jy wat, ek weet dit, maak nie saak wat nie, ek is veilig by hom. En hy is lief vir my. En weet jy wat, dit maak my siels ongelukkig. Het ons al ooit daai woorde gehoor? Want dit bestaan nie. Het enige van ons as kinders van die Here al ooit gesê, weet julle wat, die Here het my so onbeskryflik lief. Ek siels ongelukkig om 'n kind van die Here te wees. Nee. Maar wat ons wel hoor, wat hy is nooit meer daar nie. Altyd by die werk.
Nou wanneer hy by die huis kom, dan is dit nie meer die man wat ek ken nie. Ek dink die laaste tyd is dit vir hom belangrik om as hy van die werk gekom moeg is eerder te gaan kyk in die whisky-bottel as om tyd saam met my en die kinders te spandeer. En meneer Jaco, dan as ek haar die prop so hoor pop, dan weet ek is tyd dat die kinders met kamer toe gaan en ek myself moet voorberei vir wat kom net nou. Of dominee Jaco, sy was altyd so lief vir my. Maar ek kry net die laaste ruk die gevoel dat iets het verander. Sy is nooit meer hier nie. Altyd bietjie ekstra tyd weg van die huis af. En toe ek my oë kon kry, toe hoor ek die bevestiging waarvoor ek gevrees het. Dominee Jaco, ek weet ek het 'n fout gemaak. Ek weet dit was verkeerd, maar ek is nie meer so gelukkig soos wat ek altyd was nie. Hy of sy is nie meer dieselfde persoon wat hulle altyd was nie. En ons ken daardie woorde. Dis die woorde wat leef hier binne. Dis die lewe, is die woorde van realiteite van hoeveel van ons se gesinne. En die rede is omdat ons nie lief het soos Jesus nie. Maar hier is die ding. Jy kan nie lief hê soos Jesus as jy nie self in 'n verhouding leef met Jesus nie. En daarom is die derde belangrike ding, ons doen dit vir Christus, soos Christus, en ons besef ons kan dit nie alleen doen nie, daarom het ons lief deur die Gees van Christus. Dis hoekom ons sê geesvervulde huwelike. Dis wanneer ek besef, ek as man, ek as vrou, en as ek my lewensmaat regtig wil lief hê, soos wat God wil hê hulle liefgehê moet wees, dan moet ek oorgee en toelaat dat die Heilige Gees my elke dag vorm om die beste weergawe van myself te wees vir my man of my vrou, sodat hy hulle kan lief hê soos Christus. En dan bring ons terug by die ding wat ons hier in die begin gesê het. Waarom skei slegs 1% van paartjies se paaie wat elke dag 'n pad met die Here stap? Presies vir daardie rede. Want hulle stap 'n pad met die Here. Vriende, ek kan vandag in alle eerlikheid vir julle sê, en as jy miskien eerlik is met jouself ook, en julle huwelik is op hierdie stadium op die rotse, of jy hoor vandag 'n voorbeeld, die Here nog van niemand ooit erken nie, maar jy as man of vrou weet hoe jy optree teenoor jou eggenoot, of jy weet of iemand anderste is, of jy weet of jou woorde afbreekend, abusive, mishandelend is. As jy eerlik is vandag met jouself, dan sal die antwoord dieselfde wees. Christus is nie die hoof van ons huis nie. Of ek self is nie op 'n goeie plek in my verhouding met Christus nie. Want wanneer ek in Jesus Christus lewe, wanneer ek in 'n lewende verhouding met Jesus lewe en deur die Heilige Gees gevorm word om aan Jesus se beeld gelyk te word en daarom my man of my vrou liefhet soos Christus, seën die Here daardie huwelik. Daar gaan storms wees. Daar gaan uitdagings wees. Maar ons gaan saam daardeur. En dit maak ons verhouding sterker as wat dit in die begin was, want ons is saam in Christus. Soos Christus, deur die Gees van Christus. En daarom die belangrike waarheid wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte sê. En hier is die een prentjie wat ons vandag dadelik vir mekaar moet omdraai. Die hoof van jou huwelik is Jesus Christus. As hy nie meer is nie, is daar nie 'n hoop vir julle, vir enige van ons, om die huwelik te hê wat God in gedagte het vir ons nie. En daarom is daar 'n oproep op elke een van ons. Maak Jesus die middelpunt van jou persoonlike lewe. Bou jou huwelik op hom as rots en besef dat dit gaan oor sy eer. En kom ons vertrou die Heilige Gees om ons te help, om die lewensmaats vir mekaar te wees wat God vir ons in gedagte het. Vriende, jy kom vandag hierdie boodskap hoor, en jy kan by hierdie deur uitgaan en niks kan verander nie. Dis jou keuse. Maar een ding is verseker. Ons kan nie enigstens langer ontken dat ons huwelike onder die spervuur is nie. En dat dit nie net 'n gang van die lewe is nie, dis 'n aanval van die Satan op God se plan en God se droom
en God se wil vir sy kinders se lewe. Want die hoogste ideaal in hierdie lewe is nog steeds waar twee mense vir mekaar kan sê, vir jou het ek lief, vir altyd en in alle omstandighede. En maak nie saak wat kom nie, maak nie saak wat gebeur nie, vir jou sal ek lief hê, aan jou sal ek getrou wees, want dis die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Kom ons gooi Hollywood liefde vir eens en vir altyd by die deur uit. En ons bou ons huwelike op God se woord. Kom ons bid saam. Here, ons hoor vandag die dringendheid van dit wat op u hart is. En Here, hoe dit u hart moet in stukke skeur om te sien hoe iets wat u so mooi en spesiaal gemaak het, vandag so gebroken en stikkend is. Here, ek wil vanoggend saam as 'n geloofsfamilie vir u dankie sê vir elke geesvervulde huwelik, vir elke man en vrou wat mekaar liefhet soos Christus. Vir elke huwelik waarin u die fondasie is, vir elke huwelik waarin u geëer en vereer word, Here. Ons loof u en ons prys u daarvoor en ons bid u seën oor daardie huwelik. Here, ek wil vanoggend bid vir elke huwelik wat op die rotse is, vir watter rede ook al. Here, u weet wat die rede daarvoor is. En Here, ek weet en ons almal glo en bely saam, Here, dat vir u is enigiets moontlik. En Here, u kan enige huwelik red en genees. Maar Here, ons weet dit is slegs moontlik wanneer beide van ons Jesus Christus die middelpunt van ons lewe maak. Here, daar waar daar stikkend en seer is, daar waar daar gebrokenheid is, daar waar daar ontrou is, mishandeling is, misbruik is, Here, bring genesing. Ek bid dat u deur die Heilige Gees elke hart sal verander wat moet verander word, Here, sodat daar genesing moontlik is. Here, ek bid vir elke persoon wat aan die ander kant van 'n gebroke huwelik sit en terugkyk oor 'n storie wat moes gewees het. Dankie, Here, dat ons kan weet dat u alles ten goeie sal laat meewerk. En Here, wanneer daar 'n geleentheid is, wanneer daar weer 'n kans kom, Here, mag daardie liefde gebou word op u as fundament. En Here, dan wil ek vanoggend ook baie spesiaal bid vir elke jong mens en vir elke kind wat in hierdie kerk sit. Here, wat groot word in 'n wêreld waarin hulle al meer sien hoe huwelike en gesinne uitmekaar uitspat. En Here, ek bid dat u deur die Heilige Gees die siklus sal breek. En dat hierdie kinders en jong mense in hierdie kerk 'n nuwe generasie sal wees, wat wanneer hulle op 'n punt kom, wanneer hulle iemand ontmoet, weer sal lief hê, soos u dit bedoel het. Here, ons weet ons kan dit nie self doen nie. En daarom vra ons, o Heilige Gees, dat u beheer sal neem, dat u ons sal lei en sal help om geesvervulde huwelike tot u eer te hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeentevriende, in die week wat kom, se oordeenking sal ons verder gesels oor hierdie tema. Ons gaan ook op 'n stadium vir julle uitnodiging ook verder gee, weer eens na 'n verrykingsgeleentheid vir die van ons wat 'n behoefte daaraan het. Maar kom ons reis saam met die Here en ons bou ons huwelik op God se woord vorentoe. Kom ons staan en dan gaan ons hierdie diens afsluit met 'n lied waar ons juis sê, Here God van liefde, in u liefde wil ons bly, in u liefde wil ons lewe.
Vriende, kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die voorbeeld van volmaakte liefde, en die liefde van God ons Vader, waarvan niks of niemand ons ooit kan skei nie, en die krag van die Heilige Gees in ons en deur ons werk, sodat ons kan lief hê soos hy lief het, kan dien soos hy gedien het. Amen.